Zo lekker of niet? Ja. Water is lekker vol. Water. Je bent strommetje hoor, of een stromme.
belangstelling met hierdie stoom kom van jare af. Daar van 1953 en om vir jou nou die waarheid te vertel, waar ek nou in ouderdom en in jeug gestaan het, toe was ek in standaard 3 daar binne in die Karoo gewees. Was dit waar het oom groot geword? Ons het groot geword, gebore Graafrenet, Ja. en eintlik die meeste van my kinderjare daar in die Karoo. Dit is nou hierdie tuinroete lokomotiewe waar die 19 D's. Ja. Die 19 dollies. Ja, 33, 23 wat op die enkeling gespeel het, was byvoorbeeld Albie Venter. Ja. Dit is nou my pa se masjien. My En daardie masjien was ek in standaard 3 gewees. Toe trek ek hom uit die loods uit onder die water in die oggende, koudhofte nie, kaalvoete, vol gries. En het ek gesê die dag as ek kan, dan gaan ek self sit op die regterkant. Nou ja, ons het dit toe reg gekry en toe die diesels en die koppe begin uitsteek. Ja. Maar by Rosmith, Noupoort se wêreld sê ek, nou is dit tyd vir hierdie jong man om 'n ander loopbaan te gaan sit. Ja. Ook so aangeraai, behalwe as jy teen 'n lokale voorman en so aan wil word. Nee, dit is nou nie my goed vir jou sien. Ek is toe daarna weg, weermag toe. En ek is klaar. Toe het ek nou my lokomotiefie kon kry. Ek kon koop, ook maar met moeite gekry van baie suksesvolle bouers. En nou ja, nou leef ek vir my uit. Ons ervaar wel die dinge van die voetplaat. Ons het swaar vragte wat ons hier sleep, soos jy seker ook maar kan sien. Ja. En gly en spoorglad en ook maar jou stoom hou. Maar 'n wonderlike lokomotief en baie lekker ook om hierdie bedryfie nou eintlik as nog entrepreneurskap te bedryf. Ja. Want ons het spore wat ons gaan opslaan en my hele doel in die lewe moet hierdie is. Boonbehalwe wat ek baie lief is daarvoor is ook om aan die jeug, die kinders, Dit is te wys wat was die goedkoopste vervoermiddel geweest, wat het ons land se ekonomie goed gebou. En deur die bank kan julle maar gaan hoor die manne wat hier gewerk het, is regtig manne met staal in hulle rug. die manne van Majuba. Ja, en dit is erg saak hierdie. Dit is koud en dit is warm en dit is nat reën en daar is nie ekskuus lewe nie. En jy het groot verantwoordelikheid en baie mense agter op jou en baie keer laat, jy moet tyd hou en jy moet tyd wees vir 'n kruising. Daar's nie genade nie, jy moet maar baie keer self daar by die skouer gaan help. Daai dae van wat jy vir die drywer gesê het, my dae is verby. As hy sy vraag aan die ander kant wil bring, moet hy maar 'n jong man op gaan help. Ja. En daardeur gewys het, wat is dit om 'n drywer te wees? En nie net om 'n ding te praat nie, maar 'n baie lekker harde lewe wat jy eers hierdie tennerwater gedrink het, dan sit dit by jou. Dat kry jy nie daar, kry jy jou. So 'n mens moet 'n liefde hê vir so iets. Baie beter. Dis ook natuurlik vir die ander manne 'n loopbaan gewees met genoeg geld. Baie hard gewerk, want dit het keer nie tyd gehad om daar die geld te spandeer nie, maar laat dit lekker was. Ja. En lekker geword het, is 'n feit. Praat nou met enige ou voetslaer. En oom sal seker saam met my stem, daar is definitief 'n groot belangstelling in so iets. Verskrikkelijk. Jy moet amper, as ek rustig voel, waar ek nou moet my tydelike spoortjie nou wat ek nou opsit, amper so in die geheim die saak, want daar soveel vrae. Ja. En jy antwoord so oor en oor. Die belangstelling in die waarheid is wat jy sê is eintlik bo-natuurlik erg. Ja. En ek wil maar so vra, die manne wat op die groot lokomotiewe werk en miskien hierdie modelle het, doen maar daai ekstra myl en vertel maar vir die manne mooi wat is wat. Hulle, ons moet nie vergeet nie, hulle is baie nuuskierig oor hierdie dinge. Hulle het vrae, ons moet hulle maar mooi volledig antwoord. Want dan weet ek, die jong manne gaan weet wat is stoom. Wat is belangstelling? Ja, wat is baie lekker. Maar ek moet vir u sê, wanneer so 'n model daar staan, en hier kom, ek mag dit seker nou nie sê, diesel of die elektrische model eenheid daar aan, dan is die groot belangstelling, koek hulle maar by omheening hiervan. Ja. Nou met oom se toestemming gaan ons nou hierdie gebruik in die laaste deel wat ek wil maak, wat het van gister geword, deel 10. Kan oom 'n bietjie net as name wat oom nog kan onthou in Noupoort se wêreld, want hierdie video's trek die hele wêreld vol. Name wat oom nog kan onthou van drywers en goed, vir wie oom gestook het. Meyer, Flip Odendaal, en hier is die ander Cassie van 'n Merwe, so 'n paar Bloemfontein drywers ook.
Maar jy het my nou 'n bietjie onder die belt, jy weet baie dinge, maar al 'n bietjie vergeet. Ek skiet tog manne daar van die Bloemfontein Noord. En dan natuurlik op die plaas is Ben Dawson. My pa natuurlik wat self daar was. En hele klompie Rooyen, Elf. En die is die man met 33, 34. Die lokomotief is nou hierbo by Friends of the Rail. Ja. Hy het hom, man, spreek my nou. Maar in elk geval, so om die draai, dan sal hy natuurlijk nou uitborrel die naam. Ja. En dit is so, oom weet, en ek het dit al ondervind, as jy nou ou stroomtrein drywers kry, en hulle kom en hulle kyk hierdie ding so, dan kom daai hele lewe wat hulle gehad het, weer so terug in hulle geheue, dit is soos 'n legkaart wat in mekaar kom. Dan onthou hy, hoorie maar, hulle het dit gedoen om bietjie meer stoom te kry, hulle het dit gedoen, dat hy kan vinniger loop en al daai ander goed, en dit is so nie. Ja, nee, elke lokomotief het sy eie gier. Ja. As jy mens van 'n lokomotief praat, dan praat jy mens van die vroulike... Ja, die vroulike name. Dis reg. Omdat dit nou natuurlijk is wat nou, jy werk nou die saak van die Disselbloeme Ossewaard, bijvoorbeeld nou weer hy, bijvoorbeeld, ne? En het skip sal ook een sy wees. En so het elkeen sy gier. En dit pas natuurlijk nou daarby aan, by die vroulike term van die sy. En so is jy ook bevoorrecht om 'n lokomotief te hê wat joune is, wat jy kan. Ja. Jy weet, jou lokomotief. So regular lokomotief. Hy is nie 'n pool engine, ja. Hy is 'n regular engine. En dan ken jy vir haar. Jy weet wat gaan sy maak. As jy uit die stasie uitkom, dan voel jy die vrag hang en jy werk haar op die omsteller en jy voel maar die vrag, ja, en jy sê maar, vanaand so op die bank van ons weer daar. Die vrag is swak. Natuurlijk, vakantietye en so aan, zeker op 'n goederenvrag, dan weet jy ook, want jy die engine sê vir jou, die stoomlere, vuur is reg, die kolle is nie te van swak gehad, die water, jy het jou vertagtig ingesit, ja. So jy ken jou masjien, dan vertel sy vir jou hiervoor, wat is hier agteraan, en ja. Jy weet, waar gaat jy daar 'n bietjie mooi knyp om by mekaar vat, en ja. Waar hoe sy daarvan, en jy voel, ja nie, sy maak hy mooi geloppie, dan weet jy, ja nee wat, ons gaat toch op vandag is ons daar so by mekaar vat. Wat is oom se gunsteling lokomotief? Man, dit is maar die 15F en natuurlijk die 23 klas. Ja, die 23 klas, as jy 'n bietjie later, as jy met tyd opmaak, en jy lekker lang bak. Hulle het hulle mos genoem die bongos, nee. Ag, sorry, die Cadillac. Ja, die 23 klas. Daar kon jy lekker hardloop. Jy is nou so vinnige water tussen die 16E en die 15F, 63 wiele. Stoom lekker, lê lekker laag tussen die wiele ook in. So, jy kan het bietjie spoggerige draai op en daarin gaan. En as jy so sê, as jy 'n bietjie rof ry dan tussen die motor, ja. Dan kry jy meer brandstof. Hierdie is meer kolle, meer water, stoom. En dit is wat hierdie kolle en tenners ons noem, weer daai geleentheid gee. Ja. Ja, dan die manne daar van die Wes-Kaap, Kimberley daar, hulle gaan weet, dan jy 'n bietjie ry vir 'n kruising vir die loutrein en die Cadillac dan. Kan jy lekker stukkie daar by mekaar. Kan jy lekker stukkie. En dis nou baie dinge wat terugkom, jy droom partykeer nog daarvan. Jy droom partykeer van hopelose gevalle waar dit maar vreeslik was, waar jy vrag moet verdeel het. Dit is natuurlijk nou waar jy hierdie griespotte het. Ja, om die draaie en die goed. Ja. Springkane en daai goed en al sulke dinge dan gly jy maar 'n bietjie vir alles die kant. As maar 'n bietjie gestop is dan gaan. Kook jy ook maar, dit gaan nie help nie dan. Dis nou maar dit. Al daai teleurstellingkies. Nou my laaste vraag aan oom. As oom se lewe weer kon oorgehad het. Net die oom weer gaan dit weer so. Net dieselfde. Dan hoop ek hulle het net nooit kom beter met ander trekkrag behalwe die van so. Ja. Jy weet natuurlik die Rooi Duivel is die beste stoomlokomotief dan ontwerp ter wêreld, né? Nee? Ja. Dit is nou in Bloemfontein. Ja. En nou ja, as jy met gepraat het met die soort trekkrag, die 26 klas het natuurlik gekom en nog 60% verbeter op trekkrag. Jy weet,
Sy sterkte en so. Dis reg ja, en natuurlik die ekonomie daarvan. Ja. Die 60% dit verbeter en dit is pragtig. Ja, dis jammer dat hulle die fase uitvat. Ja, die skrif was aan die muur met hulle gewees daar. Die skrif was aan die muur. En maar gelukkig is daar manne wat nie net lief was vir die lokomotiewe nie en ook 'n plan gemaak. En die museumdienste Spoornet dit beskikbaar gestel dat hierdie lokomotief behoue moet bly vir die nageslag. En nou ja, vir my wat dit so lekker maak is hier is 'n redelike oulike lokomotief. Volledige Ja, en kan 'n lekker string trokkels vol mense sleep en daarmee kan ons my doel lekker laat verwesenlik. En dit is maar net lekker. Ja. Net lekker. Oom Albert, baie dankie. Ons waardeer dit en dankie vir die uitnodiging. Ons gaan definitief kom kyk wanneer oom my ander swart prinsesse van die staalspoor die dag hierso op. Nee, dan gaan ons so saam ry. Ja. En Rudy, baie dankie vir jou RSC programme ook, man. Daar is ook 'n groot goeie bydrae daar en dat ou se arme hare sal my erg reg op staan, hoor. Dit is so. Hoe weet ek sê, mense sê altyd ja, jy weet hoe adverteer mense nou 'n trein? Ek meen nou, ek het oom gesê van die langspeelplate wat op CD is. Hoe weet as ons daai program opneem en daai trein se fluit blaas daarso net, dan gaan dit hier deur jou are. Jy kan nie ek meen dit is so hartseer groot heimwee. Tipe geluid wat daai fluitjie vir jou gee. Ja. En ek meen en dan luister die mense en dan kom hulle saam op hierdie treintoere. Reën, wind, ys of te nie maar die trein kom daar. Ja. En hy loop elke dag. Oom Albert, laat die wiele rol. Ja. Nee, baie mooi. Ons laat ons daardie video's, maar bly ook daarmee. Ons gaan hulle ook maar vertoon hierso. En daardeur die manne se stoompompe laat begin werk. Nee, goed oom Albert. Baie dankie hoor. You know where it's exactly. I just want to go fulfill as well. Nou, dit is nou altyd vir my 'n groot voorreg om te praat oor hierdie manne van Majuba. Nou Gert, jy's nou al lank. Hoe lank is jy nou op die voetplaat? 30 jaar. 30 jaar. Nou waar het hierdie liefde vandaan gekom vir hierdie goed? Dat is maar jou bloed hoor, van kleins af. Jou mense sien dit maar jou bloed so. Maar so van daai ding. Wat maak dit so spesiaal op hierdie ding?
Wat 'n ou so liries raak oor 'n stoomenjin. Kyk, jou uitlaatsla, kolle, hy rook, hy stoom, al die tipe van dinge. Sodat ou moet 'n passie hê vir sweet. Moet ja. Voordat kan ek 'n bietjie verduidelik as jy wil hoe die ding werk. Ja, asseblief Gert. Okay, dit is nou 'n 15F lokomotief. Hy weeg so 109 ton. Hy vat so 14 ton kolle en ons praat in die ou taal so 6000 gallon water. En hy so 42000 perkrag sterk. So hier kan jy sien hierdie boonste is jou kleppe. Daar is jou seier, daar is jou seierstang. Daar is jou leibane. Dis jou voorste kopperwiel, jou drywiel, tussenkopperwiel, agterkopperwiel. Hoorie, maar jy moet nou vir my eers wys. Waar wys nou so met jou hand en so aan want daar's baie mense wat nou 'n leek in hierdie gebied is. Hulle wil nou as hy nou by die huis nou gaan sit en kyk, dan gaan nou al hierdie ou herinneringe nou terugkom. Jy moet nou vir my nou mooi verduidelik. Staan so 'n bietjie nader. Okay, daar is jou draaistelle voor. Dis die ding wat die lokomotief kan draai en beheer. Daai gedeelte. Daai voorste wiele. Ja. Daar het jy jou voorste kopperwiel. Daar het jy tussenkopperwiel of jou drywiel. Ag, daar is jou tussenkopperwiel en jou agterste kopperwiel. Ja. Okay, hier slaat jy jou reverse, daar is 'n middelstand. Vorentoe en agtertoe. Daar is jou onsteller, die stoomgedeelte en die oliegedeelte. Watter is nou die stoomgedeelte? Voorstene. Die voorstene. Nou wat is die doel nou van daai voorstene? Dit is vir onsteller vir vorentoe en agtertoe stand. Okay. En dan nou hierdie agterste ene, waarvoor is hy nou? Dit is vir olie. Vir jou olie. Ja, hy werk met olie en stoom. Nou waar gaan daai olie en goed heen? Nee, kyk, hy Oor het ook maar 'n silinder vorentoe en agtertoe beweeg. Ja. So hy werk met olie. Is dit? Ja. Hoorie nou as jy nou kyk na so 'n stoomlokomotief nie, wat is nou die belangrikste aspekte van so 'n lokomotief? Die belangrikste is altyd maar, kom ons sê veiligheid, die smering van die lokomotief en al die tipe van dinge. Maar veiligheid op hierdie goed is altyd die eerste grootste. Ek het nou al baie mense gevra. Nou in vandag se tyd. Dink jy daar's nog tyd in 'n plek vir so iets in ons moderne gejaagde lewe? Ek dink so. Ek dink definitief so. Kyk, soos ek sê, toe die goed weggegaan het, die spoor gaan so dat sê het met verwonde gegaan. En daarom sê ek nog 'n jaar en 'n half, voor ek op pensioen gaan om hierdie goed te ry. Dankie daarvoor. Wat maak dit so? Wat is die groot aantrekkingskrag van so 'n ding by die publiek? Wat maak hierdie lokomotief so besonder? Ag, dit is maar soos ek sê van kleinstyd af, seker maar die wiele en die stange wat jy draai wat dan interesseer. So. En 'n lokomotief is soos 'n vrou. As jy vir haar warm het, dan moet jy vir haar warm hou. Want as jy vir haar koud word, het jy baie probleme. Is dit? Is dit nou so? So, dit is hoekom jy al die lokomotiewe wat jy kry het omtrent almal vrouename. Nou vanmiddag praat ons met Bokjol. Dis natuurlik nou seker 'n naam wat hier jou makkers vir jou gegee het. Waar kom hierdie bynaam vandaan? Ek het hierdie naam het ek al soveel jare wat ek diens het. Sy nou amper 20 jaar. Ek het omdat ek my voorletters of my voornaam is Barend Johannes. Nou dit is BJ. Ja. En 'n roosteropstel wat ons gehad het om John Powell het my die naam gegee van Bokjol omdat dit my voorletters is BJ is. BJ. Ons het nou my nou Bokjol genoem. En ek het nou hierdie naam nou al die jare nog. Hoor hierso nou, hoe lank is jy nou al op die stoom? Ek is gaan nou vir Januarie wat nou kom 2001. Die 6de Januarie sal ek 20 jaar op die voetpad wees. 20 jaar. 20 jaar. Nou van hierdie 20 jaar nê, hoeveel van daai jare het jy nou al spandeer op hierdie prinsesse van die staalspoor? So altesaame as jy nou vat sal so 15 jaar wees. As jy nou vat nou die wat ek nou nie af was, as ek nou op die stoom wat op die diesel en elektries gewerk het. Hierdie is mos nou harde werk. Hoekom wil 'n ou sulke harde werk doen? Wat is dit nou in hierdie masjien wat dit so besonder maak? Ek sien nou as jy die harde werk met ou maar hou, fit hou en nog dinge dit kom met die hardheid. Dit is 'n belewenis om op hulle. Dis ook so om Gert gesê van kleins af, is dit maar in jou bloed. My pa het ook op daai tyd nog spoorweë gewerk. Hy was 'n rangeerder geweest en ek het besluit met myself ek gaan eendag gaan ek op die lokomotiewe ry. Op hulle werk, moontlike drywer word en so aan. Moet 'n oue liefde hê vir hierdie. Definitief. Jy moet 'n groot liefde hê. Jy Nou- moet 'n groot liefde hê. Hoor jy nou in jou eie woorde, wat is dit nou wat dit so besonder maak op hierdie stoomlokomotief? Die besonderhede
Jy moet nou mooi dink dat jy kan reg. Hoekom wil 'n ou graag op so 'n lokomotiewe? Is dit die rook? Is dit die Dis alles uitslae wat hierdie ding maak? Wat is dit? Dis alles, weet jy. Daar kom tye in wat jy as jy op hulle is en jy ry en jy wil nie stoom nie. Dan sak asof jy moet in jou skoene insak. Maar dan sê net vir jouself, hou moed. Jy gaan aan die ander kant uitkom. Jy gaan oor die knop kom. En as jy oor die knop kom, dan voel jy lekker, dan voel jy bly in die hart. Hoor jy nou Bokkie? En daar's baie kere, nie net ek nie, as baie ander stokers nê, wat al gesê het, as hy nou afteken, dan vat hy die pad, hy kom nie weer terug nie. Maar môreoggend, dan lê die wekker, dan staan hy op, dan kom hy weer terug werk toe. Dis jy het nou vir my iets gesê en dit is altyd vir my lekker om terugvoering te kry. Van die video's wat jy nou al so gekyk het oor die stoomlokomotiewe. Is dit hartseer om hierdie goed so te sien? So in die vlaktes te sien staan en dit is baie hartseer. Dit is regtig, dit is hartseer. Om te sien hoe ons stasies. Jy het al gehoor van die musiek van die video wat Richard van der Westhuizen gemaak het. Ja. Daar waar hy sê tussen treine, tussen stasies, het die leespore. En dit is wat dit nog gaan vandag. Dit is hartseer. Om die bossies tussen die lyne te sien. Ja, ry nie treine nie. Dis dood. Dit bring iets in ouwe, dit is hartseer. Ja. Marine, Vivian, wat doen jy nou? Maak net 'n bietjie skoon of ons wat. Ek het die verlang so 'n bietjie. Hoor jy nou, verlang jy dan so 'n bietjie terug? Verskriklik. As jy hierdie goed so sien en kom al daai dinge wat jy daai tyd gedoen het weer so terug by jou. Die avontuur en die karakters, die uitdaging. Die trots, die eer, die voorreg. Absoluut terug. Hoor jy nou, ons het nou vanmiddag hier by Cullinan. Vertel ons so 'n bietjie van hierdie ruskamers met die spooke. Ja, ek weet nie of waar regtig spooke is, maar hier het die ou snaakse gevoelens ek kry in die nag. Kom jy hier aan met die motortjie destyds. Die laat ander op jy nou hier aan met 'n goeie trein nou. Die volgende oggend 4:00 se kan ry jy nou hier vanaand eers te fabriek. Maar die ruskamertjie was hier onder. Die hoor nie oorlogsjare gebou, maar man. En van al die kamerkastig kookwater en dan koffie te maak. Hoe moet jy nou eintlik maar doen? Maar jy weet net as jy daar inloop, daai aardige gevoel wat jy daar kry, jy word bang daar en jy sien niks, maar jy word bang. Dit is 'n gevoel wat so oor jou kom. Op 'n tyd van die ouens sê daar's 'n Engelse soldaat dood is binne in daai kamer. Nou, ek weet nie hoe ver dit waar is nie, maar dit het my nogal geplaag. Maar verder dan is dit 'n rustige ou dorpie, dis 'n mooi plek. Lekker spoortjie hier af. Maar toe was trein nog 'n trein. Dis nog hierdie goed. Dis die maniere hier. En die ouens wat op hulle gewerk het, maar hulle net self prys nie, maar dis die ouens wat ek voorgestook het en niks meer. Die trots wat daai mense gehad het nie. Die karakter wat hierdie masjien het. Daar is nie masjiene in die wêreld nie, seker meer modern, maar geen masjien sal hierdie karakter ooit oortref. Sonder om afbreek te maak nou in die elektriek ouens en die diesel, maar daar is jou krag klaar, jy maak maar net op en jy ry. Hier moet jy jou eie krag voorsien. Jy moet jou trein beheer, jy moet jou, hoe sal ek sê, jy moet eintlik alles beheer hierso. Nou die ou wat saam met jou is, die hele trein, al daai mense wat jy toevertrou of goedere of wat ook al. Ek dink daai ouens het meer trots gehad in die wêreld. Dus ek kom wel Gert ook vandag nog hierdie goed ry. Hy kom sy hart lê maar nog so. Jy kom nooit uit jou uit nie. Hoor jy nou Bokjong? Hoe lank is jy nou al saam met oom Gert van Vieren? Ek is seker nou al sal vat 5 jaar wat ek saam met hom het. Ek het saam met hom op die stoom met diesel en op die lekkie wat ek saam met hom werk. En dis lekker saam met hom Gert te werk. Hy is 'n ou drywer, maar hy weet hoe met sy assistent of sy stoker was om met hom te werk. Daar's nie 'n gelelik pratery nie. Dis weet jy so vroeër jare se ou drywers was maar 'n bietjie oorlogdrywer. Ja, noem nie oorlogdrywer, hulle maar kwai drywers gewees. Dit het nie in 'n nonsens gevat van 'n stoker nie. Ja. Maar ek meen ons is in vandag se tyd, weet ons is nie meer jong mannetjies nie. Weet ons het al klaar die ondervinding. Ek meen hierdie is 'n liefde wat ons het. Dis nie meer daai tyd wat nou regtig 'n job is nie. Jy kom nou om te werk nie. Hierdie is ook dis 'n werk. Ons kry ons salaris alles net, maar dit is ons doen dit vir 'n liefde ook.
Richard, nou verduidelik net vir my so 'n bietjie, wat is al daai instrumente nou daar voor by jou? Okay, jy wil nou seker weet hoe lank ek saam met hom loop nie. Ja. Kijk hier wat hier is jou ejector. Dit is alles te doen met jou rem van jou trein. Ja. Dit is 'n small ejector. As jy trein te remmen, is jou vacuum chamber, jou vacuumkamer. As jy spoedmeter, as jy stoomkas drukmeter. Ja. Dit is jou voorin en agtertoe. Dit daar word jy na buite gewys. Ja. Daar is 'n middelstand. Sodat jy staan. So hierdie lokomotief trek jy sy maksimum werk van 70%. En so jy treinspoed optel, so begin jou persentasie gebyt optrek na 50% voorregulateer. Dis jou regulateer om in beweging te bring. Hierdie jou silinder afstapkrane. Hierdie jou sand. Maar waarvoor is die sand nou eintlik? Dis nou wanneer dit reën en in 'n gly. Trap jy jou sand. Sal jou sand. Okay, daar het jy verskillende elke ding is op jou stroomverdele. Dus elke ding is 'n fitter wil werk en dit is sekere ding so vir die ejector en draai hom daar by hoofstroom toe. Ja. Dan kan jy hierdie betrokke ding werk. Nou daai eerste een, waarvoor is daai eerste een nou daar? Daar sê jy dis die injector. Dis die injector hier. Ja. Daai wat nou werk en hierdie ene. So elkeen daar is die injector is hierdie ene. Daai jou lubricator is daai wat jy die olie gee, daai ding olie. Maar dit dryf nie kan olie nie, soos jou kleppe en jou seiers. So daar is jy ook maar jou pypglase wat jy water aan daai in jou boiler. Dan jy stroomdruk meter daar. Daar is op 1400 en iets kVA. As jy verskillende meganiese stoke jy duisend vir jou Hierdie is nou die stoom, né? Jou gauges wat jy hier so het, né? Wat wys hoe jy stoom blaas in jou filter. Ons gaan maak op ons daar ook. Jy het 'n tafel daar voor met 'n groewe in. Ja. Dat die stoom blaas in die kool in die rigting wat hulle moet in die filter geblaas word. Alraai, blaas ons 'n bietjie. Ek verduidelik dit vir my daai. Hierdie is jou sommer jou jets. Ja, jou jets. Ja, hulle wat jy stel om die blaas in jou kolle in jou filters te reguleer. Ja. Hierdie twee is jou agterste. Ja, nou, gaan dit reg. Jou voorste jet. Ja, as jy hulle stel nou, jy maak jy tog dat jy skoon eers toe as die kolle. Dan maak jy al hierdie kraantjies toe. Dan draai jy hulle oop. Jy maak jy stoom oop. Jy maak hom groot oop. Dan stel jy hierdie twee so 120. Dat jy hulle stel, al twee. En dan maak jy dit toe. En dan jou agterste draai jy dan vol oop op hierdie twee. Hierdie is jou fynkool. Jy gebruik hulle maar net as jy sien hy wil nie lekker in die middel voorstrook nie. Dan draai jy net so van die punt af. En dan so as jy ry, so kyk jy maar jou vuur en dit so draai jy maar tot jy nou jou 100% bestelling. Nou wat is belangrik van jou vuur daar binne? Ek was so dat gewoonlik is die neiging wat hy maak is om stoppe te gooi. Ja. As hy nie reg gestel is nie, dan wil hy miskien te veel hier agter die hoek gooi of te veel in die middel daai kant of te veel in die hoek op die linkerkant in die hoek of in die middel. Ja, dan jy moet kyk op jou voorsteen. Hy toe asof hy so veer maak, so veer. Ja. En dan moet jy kyk ook want baie keer jy sien op die een kant gooi as hy te ligter is aan die een kant of te donker aan die ander kant, jy sien watter kant gooi nie reg nie. En so stel jy hom nou dat hy nou mooi. So met ander woorde, dis 'n groot kuns om daai vuur te kry dat hy reg brand. Ja, definitief. Nou as jy nou aan diens kom, wat is nou die belangrikste ding wat jy moet doen?
Is daar iets wat jy moet doen om die werk vir die drywer ligter te maak? Ja, daar is natuurlijk wat ek moet doen. Ja, je moet kijken naar die olieborrels. De olieborrels vol is. Je moet kijken, kijk naar je balpomp. Dat hij ook vol is. Want die wordt vorige, want ons het nu so die so stroeljare. Het elke drywer sy eie pomp gehad en hy word en dan jy gaan na jy het 'n kamer waar die olie en die grease en alles is. Want jy weet gaan olie en grease haal en hulle maak hom vir jouself vol. So ek sorg maar dat die grease pomp vol is en laat daar genoeg cotton waste is en laat daar grease is, die olie reg is. Hoe kyk dat alles wat reg is, want hulle moet ook gaan kyk dat die vuur ook reg is. Baie keer kom jy ook dan die vuur is te bloot gegaan as jy sorg dat die vuur reg is. En dan begin je maar je kraan schoonmaken, je speeltje vol maken. Goed staat, al die kolen uitkrappen in die hoek. En dan is het waterpad. Dan gaat het spoelen en maak die vies schoon. Dan is die recht en geen kracht doen. Nou, as jy nou aan diens kom, nee, waarna moet jy nou alles kyk? Kan jy gou so net so vinnig 'n bietjie opnoem? Die direkte ding is jy trek jy lokomotief vir 'n pit. Jy soek jou lokomotief, dit is baie belangrik. Jy kyk al die werkende dele wat hulle goed vas is, sodat jy 'n veilige rit kan hê. En dan jou smering weer lokomotief wat jy nou net gesê het, hy sorg dat die olie in die maag kom en al reg is. Net so net. Hoeveel oliepotjies het so 15 is? Ja, Rudy. Net so rowweg. Dit sê so 30. Hoor jy, lyk my ek vra as ek eksamen vra hier vanmiddag. Ek sit net aan die kant van die tafel nou. Ek sit net aan die kant van die tafel. Hoor jy nou, is dit 'n verantwoordelike werk? Baie mense lewens in jou hande. As dit praat nie is van geld waar op die lokomotiewe en jy ry dit self. So baie die veiligheid baie belangrik. Het ou dan so 'n bietjie trots in jou werk? Baie trots. Ek glo. Ek het eendag saam met 'n pionier gesels. Hy sê my hy is al jare gewees, hy kon ooit skoondrywer geword. Hy is pionier geword. So ja, dat is baie trots definitief. Wat is dit? Hoor jy so nou in Amerika noem hulle ingenieurs. Ja. Sal enige ou hier kan opklim en hierdie ding kan ry? Nee. Hoekom nie? Ja, dit is 'n ding wat jy leer ken. Ek leer nog elke dag meer en meer van. So dis definitief 'n kuns. Enige ou wat jy kan ry.
Cooler.
rijden, maar je ook weer herkent. Ja, neem die. Hier, kom maar terug. Right up here. Let me what I'm doing. Go. Right. Alright, come on, come on. Kijk, wacht een keer, dat gaat. Ja, dit is bitter hartseer as 'n mens vandag kom, dis nou Mei 2008 en jy sien hierdie wonderlike meganiese wonders word so opgesny. Hier waar ek vandag staan is by Millside se lokomotief depot en mens moet seker realisties ook wees met alles wat gepaard gaan met die moderne eeu waarin ons lewe. Maar as ek net vat die manne wat op hierdie goed gewerk het, die stokers en drywers, dan is dit asof hulle jou elke keer met 'n sweep slaan. En hulle hou nie op nie, want vir ons wat met hierdie pragtige meganiese wonders groot geword het, is dit hartverskeurend om dit so te sien. Ek het in Randfontein groot geword en vandat ek kan onthou, staan hierdie lot lokomotiewe al op hierdie einste plek. Nie van vandag af nie, maar al vir baie jare. En ek het al baie keer gewonder, wat is die kanse dat hierdie lokomotiewe weer eendag sal tot hulle glorie herstel word? En soos u nou gesien het, dit is die glorie wat nou vir altyd verlore is. Ek is seker die laaste persoon wat hierdie pragtige prinsesse kom afneem het, waar hulle opgesny word. Drywer en stoker, ek voel saam met julle. Hier is die laaste reeks van Verlore Spore deel 5. En wat kan 'n mens sê? 'n Mens verlang so terug na die ou dae, die dae toe hierdie wonderlike prinsesse wat net 'n bietjie aandag gevra het en wat soveel vreugde gebring het in duisende mense, en dit is vir altyd verlore.
sama kama man. Ja. Ini dah ni, oh ini dah kamera pun. Ini. Ja, ek het nooit gedink ek sal eendag hierdie verskriklike wat is die woord? Ek kan nie nou op die woord kom nie, maar kan jy glo dat hierdie 'n 15F lokomotief was en dit is al wat daar oorgebly het? Nou, hy so opgesny is. Ja, drywer is in die winter. En dit is nogal redelik koud hier by die Kreeusdorp se stoomlokomotief depot. En as 'n mens net dink hoe baie stoomlokomotiewe daar ook maar net nie was by hierdie depot hier by Kreeusdorp nie. En net kort tevore het ek die firebox, soos die drywers dit beter sal weet, afgeneem. En dit is daar waar die hart en siel van die stoomlokomotief was, om daai kole op die regte tyd op die regte plek te sit. En nie die hoeveelheid kole nie, maar die regte kole om hierdie stoomlokomotief te kry, dat, soos die manne dit gesê het, wit weer te kry. Dit is net onbeskryflik om hier rond te loop en om te sien op so 'n koue dag hoe word hierdie prinsesse van die staalspoor opgesny. Ek het nooit gedink die dag sal ek dit moet beleef dat met hierdie lokomotiewe waarmee 'n mens groot geword het in sulke stukke te sien lê nie. Ek het op Randfontein groot geword, nie ver van hier nie. En vir baie jare, toe ek 'n kind was en mens nou groot word op, hier kom rondloop tussen hierdie lokomotiewe in. Want jy altyd so ver af gehoor dat hulle gefluister het in jou oor om te sê, ag, as ek tog net eenmaal weer die vuur in my kon voel brand. En ek mis die drywer en die opvryf van sy hand. Mens weet nie wat om te sê om hierdie pragtige prinsesse van die staalspoor so te sien lê. Het ek maar net so baie geld gehad om hulle op 'n plek te hou
en net weer mooi te versorg het. Daai drywer in die stoker wat 365 dae in 'n jaar kom werk het om hierdie spoorweë op te bou waar hy vandag is en om te beleef hoe alles so agteruit gaan. Maar drywer, vir jou en die stoker wat vir ons daai lekker tye gebring het, wil ek net sê baie dankie. Dis hartseer. Dis regtig baie hartseer.